Hoofstuk 3 en ons kyk na afdeling 3.2 kwadratiese rye. Die vraag is, skryf die volgende twee terme en bepaal 'n vergelyking vir die ende term. Nou wat ons gaan doen is om hierdie getalletjies neer te skryf. 5, 12, 23 en 28. En nou kry ons eers die eerste verskil. Ons doen dit net soos wat ons dit laas gedoen het. Ons gaan elke keer die twee terme so van mekaar aftrek. 12 minus 5 is 7, 23 min 12 is 11, 28 min 23 is 15. Dit is nie konstant nie, ons weet dus, dis nie 'n rekenkundige ry nie. Kom ons herhaal die proses. 11 minus 7 is 4, en 15 minus 11 is 4. Dit beteken dit is 'n kwadratiese ry. Nou om die volgende twee terme te bepaal, sit ons die patroontjie voort. Ons moet weer 4 daarby tel. Dit gee vir ons 19. Nou moet ons 28 vat en 19 bytel. 9 en 8 is 17 en dit gee vir ons 47. Daar is die volgende term. Om nog 'n term te bepaal doen ons dieselfde. Daar moet 4 bykom. Dit gee vir ons 23. 23 plus 7, 3 plus 7 is 10, 1 en 2 is 3 en 4 is 70. En daar het ons die volgende twee terme bygetel. Daardie is die volgende twee terme. Om nou 'n vergelyking vir die algemene term vir die ry te bepaal. Kom ons gaan kyk gou na 'n algemene voorbeeld. 'n kwadratiese ry word gegee deur Tn is an kwadraat plus bn plus c. As mens in n se plekke 1 sit, ontstaan daar a plus b plus c. 'n 2 gaan vir jou gee 4a plus 2b plus c en die derde term gaan vir jou gee 9a plus 3b plus c. Kom ons kry die eerste verskil. 4a minus a gee 3a, plus 2b minus b gee vir jou b, c minus c val weg. Volgende enetjie 9a min 4a gee vir jou 5a, plus 3b minus 2b gee vir jou b en die c's val weg. Kom ons kry die tweede verskil. Dit gee vir ons 5a min 3a is 2a en b minus b val weg. En hierdie gee nou vir ons formules om die ende term te bereken. 2a is dus dieselfde as die tweede verskil. 2a gaan die tweede verskil wees. 3a plus b gaan die eerste term in die eerste verskil wees en a plus b plus c gaan die eerste term wees. Kom ons kyk hoe werk dit met ons voorbeeld. Ons ry was gewees 5, 12, 23, 28. Die eerste verskil is 7, 11, 15. Die tweede verskil is 4, 4. 2a is gelyk aan die tweede verskil wat gelyk is aan 4. En dit beteken dat a is gelyk aan 2. 3a plus b is die eerste term by die eerste verskille, dis 7. Nou weet ons reeds dat a 2 is. 2 maal 3 is 6 plus b is 7. En dit gee vir ons 'n antwoord van b is gelyk aan 1. a plus b plus c is gelyk aan die eerste term wat 5 is. Kom ons vervang a, ons kan nie a vervang nie. Ja, ons kan a is 2. Plus b is 1, plus c is 5, en dit gee vir ons dat c is gelyk aan 2. En nou kan ons 'n uitdrukking neerskryf vir Tn. Dit is gelyk aan 2n kwadraat plus n, b wat 1 is, plus 2